Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor 'n interessante, maar tog ook 'n belangrike onderwerp, veral vir die manne. En die naam daarvan is, waar is die ou manne? Waar is die ou manne wat die jong manne in die lewe moet leer van die woord van hulle God? Waar is die ou manne wat 'n voorbeeld kan wees vir die jong manne in hulle lewens, volgens wat die woord van God vir ons sê? En ons gaan 'n bietjie moet kyk vandag op hierdie DVD, wat leer die Bybel ons? En wat sê jy ander jong manne daar buite vir die ouer manne? En wat is ons as ouer manne veronderstel om te doen? Maar dit gaan alles net oor ons Here Jesus Christus, so kom ons bid net gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer in hierdie dag. Dankie dat ons weer die Bybel sê, waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So Vader, ons weet U is hier waar ons besig is met die opname, maar U is ook daar waar enigiemand ooit na hierdie DVD sal kyk, waar dit ook al mag wees. En daarom vra ons dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie een sal wees wat spreek nie, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek, en dat U elkeen van ons wat ooit hierdie boodskap sal hoor of na sal kyk, sy harte ontvanklik sal maak vir die waarheid van die woord. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Hierdie is heilige grond waar ons besig is met die opname, maar ook daar waar mense na die DVD sal kyk, en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in Jesus Christus se naam. Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel reg rondom elke perseel waar ons besig is en waarna na hierdie DVD gekyk sal word, en dat U self ook, volgens Sagaria 2 vers 5, 'n muur van vuur rondom U kinders sal wees. Dat elke plek 'n veilige plek sal wees, en dat U alleen verheerlik sal word. Dankie Here vir die teenwoordigheid, word verheerlik ook nou met die openbaring van die skrifte. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Nou op hierdie DVD gaan ons na die volgende 4 punte kyk. Punt 1, wat sê die Bybel? Punt 2, wat sê die jong manne? Punt 3, wat beteken mentorskap? En punt 4, dit vat 'n man. Almal wat my ken, weet ek begin altyd met hierdie teksvers in 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So gaan ons ook met lees, wat sê die woord van God vir die manne, die ouer manne, wat hulle moet doen met die jonger manne in hulle lewens. En ons kan lees wat daar staan, ons kan verstaan wat daar staan, en dan uit die aard van die saak, moet ons natuurlik begin doen wat daar staan, want ons weet tog dat Lukas 6 vers 46 sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Maar hoekom doen ons nie wat hy sê nie? Want Matteus 22 vers 29 sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Die mense, daai is hoekom ons nie doen wat die Here sê nie, want ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie. Ons weet nie wat die Here van ons verwag volgens die woord van God nie. Hoekom? Want ons lees nie die woord van God nie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van wat? Van wat die woord van ons sê. En dan sê hy verder, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet, sê die Here. Dit is 'n skrikwekkende vers. Maar kom sien ons daar buite, hoekom lyk dit vir ons of God ons kinders vergeet het? Kan ek jou sê hoekom? Want die paas en die maas het die wet van hulle God vergeet. Hulle lees nie meer self hulle eie Bybels nie. Ek sê nie almal nie, maar die oorgrootste meerderheid daar buite, ongelukkig. Want daar is mense wat werklik die Here dien met 'n passie, wat werklik hierdie woord hulle eie gemaak het, daar volgens lewe, omdat hulle in 'n intieme verhouding is met die skrywer van hierdie boek, en dit ook aan hulle kinders leer. Maar die oorgrootste meerderheid, want omdat die Bybel praat van die smal weg en die breë weg, die oorgrootste meerderheid daar buite wil niks weet van God en sy gebod nie. So hulle lees nie self hulle Bybels nie, hulle bestudeer nie self hulle Bybels en sien wat God van hulle verwag nie, en hulle leer dit ook nie vir hulle kinders nie. En die woord sê, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. So mense, is tyd dat ek en jy begin wakker word en begin sê, Here, begin by my. Here, ek wil begin in eerstens in 'n intieme verhouding inkom met U, en dan wil ek U woord begin bestudeer. Want dis wat met my gebeur het. Vir 36 jaar van my lewe het ek nie 'n intieme verhouding gehad met God nie, al was ek 'n ouderling in die kerk. Maar ek het nie 'n
kennis gehad van die woord nie, want ek was in 'n verhouding met die skrywer van die woord nie. En eers toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het in 1999, het alles in my lewe verander. Het ek 'n honger gekry na sy woord om dit self te bestudeer. En toe ek dit self begin bestudeer, het die Heilige Gees het vir my oopgebreek en kon ek dit begin toepas in my eie huwelik, in my eie verhouding, my eie kinders, in ons finansies en alles rondom ons. En dis dieselfde wat jy gaan moet doen, my broer. Jy wat na hierdie DVD kyk vandag, die Here het vir jou 'n boodskap. En jy gaan moet verstaan, hierdie boodskap is ook op jou van toepassing. En ek gaan net bid dat die Here hierdie skrifte vir jou openbaar. En dat die Heilige Gees in jou hart sal werk om op te staan, om daardie man te wees, wat God wil hê jy moet wees vir die jonger man in jou lewe. Want verstaan my vandag, jy is op 25, is jy 'n ou man vir 'n jong seentjie van 5 of 6 of 7 of 10 in jou lewe. Op 30 is jy 'n ou man vir 'n jong seun van 15 in jou lewe. Op 40 is jy 'n ou man vir 'n jong man van 20 in jou lewe. Op 50 is jy 'n ou man vir 'n jong man van 30 in jou lewe. Op 70 is jy 'n ou man vir 'n jong man van 50 in jou lewe. Op 80 is jy 'n ou man vir 'n jong man van 60 in jou lewe, wat jou dalk nodig het. By jou werk, in jou familie, onder jou vriendekring, is daar dalk net jonger manne wat jou nodig het as 'n ou man, om hom leiding te gee, rigting te gee, volgens wat die woord van God sê. Maar, as jy self nog nie eers in 'n persoonlike verhouding is met die Here nie, hoe kan jy dit vir ander leer? So my liewe broer, as jy nog nooit die Here Jesus Christus persoonlik aangeneem het nie, al is jy ook 'n ouderling in die kerk soos wat ek was, en Jesus nie persoonlik geken het nie, dan sal ons aan die einde van hierdie DVD 'n gebed hê, wat sal rol, wat jy kan bid. Maar bid dit uit 'n berouvolle hart, en bid dit met opregtheid om die Here Jesus in jou lewe in te nooi, en vra hom dan om deur sy Heilige Gees al hierdie waarhede in sy woord aan jou ook te begin openbaar, sodat hy verheerlik kan word in jou lewe en die jonger manne in jou lewe se lewens. En ek bid net dat die Heilige Gees hierdie oortuiging in jou hart sal doen, in Jesus naam. By punt 1 kyk ons na die vraag, wat sê die Bybel hieroor? In Deuteronomium 8 vers 5 lees ons, erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. So ek en jy moet besef, dat die Here as ons hemelse Vader, ons ook onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. Ons is sy seuns. Hy is ons Vader, maar net so is hy dan vir ons die, wat sê Engelse woord, die ultimate voorbeeld van hoe 'n man sy seun onderrig. Hy sê, my seun, hier is die weg, loop hier langs. Hier is my riglyne, dis wat ek wil jy moet doen, dis hoe jy dit moet doen. Maar wat doen hy vir ons? Hy is ons voorbeeld. Want hy is 'n absolute voorbeeld vir ons in ware liefde, onvoorwaardelike liefde, in autoriteit, in heiligheid, in geregtigheid. Nou net so met ek en jy vir die jonger manne in ons lewens kan onderrig, soos wat God ons onderrig, wat ons hulle onder ons kan onderrig. Want onthou, by jou werk het jy dalk 'n jong man wat nie 'n pa het nie, en jy gaan sy pa moet wees, in aanhalingstekens. Ons gaan net meer daaroor gesels, want die woord sê moet niemand op aarde julle vader noem nie, maar die punt is nog steeds, jy kan vir hom daardie leiding gee, jy kan daardie figuur wees, daai mansfiguur, daai ouer man figuur, wat hy nooit in sy lewe gehad het nie. Of, tussen jou familielede, jy weet jou broer is dalk oorlede, en sy jong seun het niemand om na op te kyk nie, dan moet jy daar wees vir hom, moet jy die voorbeeld kan wees, maar jy moet eers erken, dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. In 2 Konings 12 vers 1 en 2 lees ons, in die 7de jaar van Jehu het Joas koning geword, en hy het 40 jaar geregeer in Jerusalem. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here, al sy dae waarin die priester Jojada hom onderrig het. Kyk mooi, hierdie koning regeer vir 40 jaar in Jerusalem, en dit het met hom goed gegaan, en hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here, al die dae wat die priester hom onderrig het. Net daarom moet ons ook besef, die Bybel sê vir ons Nuwe Testamentiese gelowiges is konings en priesters vir ons God. En daarom moet ons ook die priesters, die ouer manne, 'n voorbeeld kan wees van hoe om 'n priester te wees, wat die jong manne wat konings wil wees, jong manne wat in die besigheidswêreld wil ingaan, te kan onderrig,
om vir 'n jong man te sê, weet jy wat, ek was daar. Weet jy wat, ek het hier die verkeerde besluite geneem, want ek het nooit gebid om vir die Here gevra vir leiding nie. So jong man, moenie dieselfde fout maak as ek nie. Dis hoe jy dit doen. Kom ek en jy lees gou saam. Wat sê die Bybel oor jou finansies in God se hande? Kom ons leer wat sê die woord vir ons. So word jy dan 'n priester vir die jong konings wat die Here besig is om op te rig, dalk rondom jou. Al is jy self ook 'n man in besigheid, kan jy nog steeds die priester wees, in aanhalingsteken, wat daardie jong konings onderrig rondom jou, wat hulle leer om te wandel volgens die woord van God, sodat God alleen ook verheerlik kan word in dit. Ons lees in 1 Timoteus 1 vers 1 en 2. Paulus is aan die woord, 'n apostel van Jesus Christus, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en Christus Jesus onze Here. So hier sê Paulus, Timoteus is sy kind in die geloof. En in 1 Korintiërs 4 vers 17 sê hy ook, daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Nou, na aanleiding van hierdie 2 verse het mense ongelukkig begin om te sê, maar ek wil jou geestelike vader wees, want ek het geestelike kinders. Ja, Paulus bespreek dit hierso, maar daar is geen opdrag dat ek en jy moet uitgaan en sê, hoorie, maar ek sal vir jou 'n geestelike vader wees nie. Ek het al jong mense gehad wat by my kom sit het en gesê, oom Tiaan, weet jy, ek was by 'n betrokke plek waar 'n geestelike leier of 'n gospelsanger of wie ook al bedien het, en dan het hierdie ou na die tyd na my toe gekom en vir my gesê, die Here sê vir my, ek sal jou geestelike vader wees van nou af. Dan sê hy vir my, die een spesifieke geval, sê die jonger van my, Tiaan, so 'n paar maande daarna, toe het ek groot probleme in my lewe, en ek probeer hierdie man in die hande kry, want hy het nou gesê, hy gaan my geestelike vader wees, ek het hom probeer bel, ek het hom ge-email, ek het wat ook al gedoen, en hy het net glad nie na my toe teruggekom nie. So wat help het jy sê, jy wil iemand sy geestelike vader wees, maar jy kan nie optree soos 'n vader wat getrou is aan sy woord nie. En daarom het ek 'n probleem daarmee met hierdie hele ding van dat ons geestelike vaders moet wees. Ek sê vir manne wat al na my toe gekom het en gesê, Tiaan, maar sal jy my geestelike vader wees? En sê ek, nee, weet jy, ek kan nie, want Matteus 23 vers 9 sê, en julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemel is. So, as hulle vir my kom vra, man, sal jy my geestelike vader wees? Sê ek, nee, ek kan nie, maar weet jy wat, ek en jy is broers in Christus. Ons gaan eendag gelyk voor die troon staan as broers en susters in Christus. So, as jy regtig wil ek moet iets vir jou wees, kan ek op die beste vir jou 'n ou boet wees. 'n Ouer broer in Christus. 'n Ouer man in Christus. Maar jy moet dit ook nou nog reg verstaan. Dit kan ook gebeur dat jy op 40-jarige ouderdom dalk 'n ou man is in die gees vir iemand wat 70 jaar oud is, maar wat so pas eers sy hart vir die Here gegee het. So hy's nog 'n jong man in die gees. So hy wil graag by jou as ouer man kom leer. En daarom moet jy ook beskikbaar wees vir die ou manne, fisiese ou manne, wat geestelik jonk is, om by jou, wat fisies jonk is, maar geestelik ouer is, te kom leer. Moenie terugdink en sê, nee, maar hy is ouer as ek. Nee. In die gees is hy nie ouer as jy nie. En moet jy nog steeds bereid wees om hom te leer. Maar jy kan vir hom 'n ou boet in die gees wees. Of ons noem maar, ons gebruik die woord mentor. Kan vir jou 'n mentor wees in die gees. Ja, ek kan jou lei met dit wat die Here my geleer het. Maar ek gaan nie jou geestelike vader wees nie. Alhoewel ons sien Paulus sê, maar Timoteus was my kind in die geloof. Ja, want hy het hom na die Here toe gelei. So hy het geestelike kinders gebaar. Wanneer jy iemand aan die Here toe lei, dis tog wat die Here doen. Hy stort sy ewige saad in ons, sodat ons ook vrugbaar kan wees vir hom, om verbondskinders vir hom te baar, in daardie sin. Maar is nog steeds nie my kind, wat sy vader moet kom noem nie, want ek is nie sy vader nie. Ek is 'n ouer broer in Christus. Net so lees ons in 3 Johannes 1 vers 4. Maar Johannes sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. So weer eens verwys daai na diegene wat tot geloof gekom het deur Johannes se bediening, maar nog steeds noem hulle hom nie hulle vader nie, maar hulle is sy geloofskinders en is vir hom 'n blydskap. Hy sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Dat ek hoor, daai ouetjie wat ek na die Here toe gelei het 10 jaar terug, ek hoor, Jesus, hy het 'n nuwe kerk begin. Daai meisiekind wat ek daar na die Here toe gelei het, ek hoor, sy is besig met 'n bediening onder vrouens, of onder jong meisies, of by 'n kleuterskool, of wat ook al die geval mag wees. Man, en dan gee dit my soveel blydskap, as ek hoor dat my geloofskinders in die waarheid wandel, want dis nie fisiese kinders hier, en dis kinders wat hy gebaar het uit sy bediening uit, as jy dit so wil noem, in soveel woorde soos ek net nou gesê het.
Dan sê 1 Kronieke 28 vers 9, en jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader. Jy sien, dit is uiters belangrik om die God van ons Vader te ken, die Here, die skepper van die hemel en die aarde. En hoe leer ons hom ken? Ons lees sy woord, ons spandeer tyd met hom in intimiteit en persoonlike verhouding. Ken die God van jou Vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Kyk mooi. Dis nie, ag ek dien hom maar wat ek nou nie regtig lus nie, maar ja, ek moet dit seker nou nee, daar staan dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. So is jou keuse. Jy kan hom soek, in welke geval hy seker sal maak dat hy hom deur jou laat vind. Maar as jy God verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot, sê die Bybel. So, ons moet nie speletjies speel met die Here nie. Hy is God, ons gaan voor sy troon staan, hy gaan nie voor ons troon staan nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, ons is nie die skepper nie. Ons is die skepsels, hy is die skepper. So, ons moet begin besef wie hy is en wie ons is, en ook besef, hy wil ons leer en ons onderrig om gehoorsaam te lewe aan sy woord en vir ander 'n voorbeeld te wees. So lees ons in Maleagi 4, vers 5 en 6. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. Kyk na hierdie uiters belangrike vers. Onthou, Jesus se tweede koms is op hande. So, die Here wil ook vandag in aanhalingstekens Elias hê wat uitgaan om mense te waarsku. En wat moet hierdie Elias doen? Ons moet vandag die harte van die vaders terugbring tot die kinders. Die ouer manne moet die jonger manne begin leer. En jy kan vir my sê, Tiaan, maar ek het nie kinders van my eie nie, maar jy's dalk getroud met 'n dame wat al kinders uit 'n vorige huwelik het. So ek weet net, my liewe broer, daai twee kinders is deur God aan jou toevertrou. Hulle is dan jou kinders, in aanhalingstekens, vir wie jy die voorbeeld moet wees. En jy moet die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek tref nie. Want ek vra ook vir die mense, hoekom lyk dit vandag vir ons? Of ook selfs in Suid-Afrika en ander lande waar ons bedien, of God die land met die bandvloek getref het. Kan ek sê hoekom? Want die harte van die vaders is nie by die kinders nie. En die harte van die kinders is nie by hulle vaders nie. Want die vaders is so besig om of geld na te jag, of welles, of hoerery, of syp, of partytjies, of wat ook al die geval mag wees, dat hulle nie tyd het vir hulle kinders nie. En dit veroorsaak ook dat die kinders niks met hulle vaders te doen wil hê nie, want my pa is nooit daar vir my nie, hy sê dit en hy sê die en hy sê daar en hy het my gedrop en. So die kinders is besig met drugs en die kinders is besig met pornografie en die kinders is besig met wat ook al anders. Hoekom? Want die harte van die vaders is nie by hulle kinders nie. So wat gebeur? Die land word met die bandvloek getref. Want dis hierdie vers is my baie duidelik oor dit. As die harte van die vaders nie by die kinders is nie en die harte van die kinders nie by hulle vaders is nie, gaan die land met die bandvloek getref word. En dis tyd dat ek en jy begin wakker word vir hierdie my broer. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Jy is nog steeds 'n ouer man vir jonger manne in jou lewe, maar jy is ook nog steeds 'n kind vir ouer manne in jou lewe of vir jou eie pa. En dit is tyd dat ons verhoudings reg kry, ook met ons vaders. As jou pa nog lewe, het jy nog tyd om dit te gaan regmaak met hom. En vader, jy het nog tyd om reg te maak met jou kind, want dis wat die Here wil hê. En hoe lank moet ons hierdie dinge doen? Wat moet ons doen vir die Here? Psalm 71 vers 18 sê, en ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God, verlaat my nie, totdat ek, kyk mooi, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, met ander woorde, u werke, dit wat u gedoen het, aan almal wat sal kom, u mag. Jy sien, ek moet aan die volgende geslag God se mag en dit wat hy gedoen het en wat hy nog gaan doen, verkondig. Maar hoe kan ek dit in die volgende geslag verkondig as ek self nie my woord ken nie? En daarom, my liewe vriend, het ek en jy nodig om tyd te spandeer met die woord van God. Het ons nodig om hierdie boek self oop te maak en te begin lees wat hier staan, sodat ons kan sien wat God van my en jou verwag. Maar dan moet ons nie net lees nie, ons moet dit begin toepas ook. Want onthou, ek het net gesê, Lukas 6:46 sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. So as ek begin lees wat hier staan, moet ek begin doen wat hier staan. Toe ek 20 jaar terug tot bekering gekom het, het ek een aand vir die Here gesê, Here, ek klik nou vir die eerste keer, dat hierdie is die lewende woord van 'n lewende God. En ek gaan hierdie boek self begin lees. Ek gaan my nie meer verlaat op die opinies van ander mense nie. Ek gaan self hier begin lees. En as ek goed hier raak lees, wat ek doen, wat ek sien ek nie moet doen nie, gaan ek ophou. En as ek goed hier raak lees, wat ek sien ek nog nie doen nie, wat ek moet doen, of veronderstel is om te doen, gaan ek dit begin doen.
Of my ma dit gaan doen, of my sussie dit gaan doen, of my dominee dit gaan doen, of selfs my vrou en my kinders dit gaan doen, maak nie saak nie. Ek sal dit begin doen, Here. En toe ek het begin doen, toe werk dit. Toe werk dit in my huwelik. Toe werk dit in my kinders se lewens. Toe werk dit in ons finansies. Toe werk dit in alles rondom ons. Hoekom? Want my liewe broer, hier is die lewende woord van 'n lewende God. Maar die ouer manne moet begin uitkom by die woord van hulle God. En die ouer manne moet hulle harte begin terugdraai na die kinders toe, sodat die kinders se harte teruggedraai kan word na die vaders toe, sodat ons 'n voorbeeld kan wees van goddelike ou manne. Nie die manne van die spanne met die kanne in die hande nie. Ek sê altyd, ek soek die manne van die spanne, God se spanne, wat die Bybels in hulle hande het. En nie net in hulle hande nie, ook in hulle harte. En weet wat om met hierdie boek te doen. Weet hoe om daar volgens te gaan lewe daar buite, om 'n voorbeeld te wees in 'n stikkende, vrot, siek wêreld waarin ons tans lewe. Want die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 19, die hele wêreld lê in die mag van die bose. En ons sien dit. Kyk maar net op die televisie, kyk maar net in die flieks en die goed, kyk maar na die musiek wat hulle sing. Dit is siek en is vrot, en dit gaan alles oor die seksuele, en dit gaan alles oor geld najag, en dit gaan alles oor wat ook al, behalwe die heerlikheid van God. En ek kan bid, aanhou bid, dat die Heilige Gees hierdie goed vir jou sal oopbreek, en vir jou dieselfde honger sal gee, om 'n ouer man te word, wat 'n man van God is. By punt 2 kyk ons na die vraag, wat sê die jong manne? En hier haal ek nou aan uit Older Men, Younger Men Need You, wat geskryf is deur Paul Maxwell, en hy is 'n junior pastoor in 'n gemeente in Amerika, en hy het hierdie geskryf uit die oogpunt juis van wat die jonger manne van die ouer manne nodig het, en hoe ons ouer manne iets vir hulle kan beteken. Kom ons lees saam wat het hierdie jong man geskryf. There is a sad and wide gulf between older men and younger men today. Generational discrimination and segregation are alive and, well, discouraging. Jy sien waar daar soveel verwydering tussen die ou manne en die jong manne, dat dit bemoedig nie, maar dit ontmoedig eerder die jong manne. We have to pass the torch somehow, but so many of the bridges have been burnt. Younger guys need older guys. Older men, by God's design and grace, there are things we will get from you and no one else. My broer, jy moet verstaan, daar is sekere goed wat jou vrou nie vir jou seun of vir 'n jonger man kan leer nie. Daar is sekere goed wat die tannie by die werk nie vir hom kan leer nie. Daar is sekere goed wat net jy as 'n ouer man in sy lewe vir hom kan leer. So is tyd dat ons begin opstaan en die ou manne van God begin wees. Especially those of us without dads or Christian dads, or engaged and intentional Christian dads, want ja, daar's baie paas daar buite, wat in hulle huise is, maar hulle is nie betrokke nie. Hulle is nie betrokke by hulle kinders se opvoeding nie, hulle doen nie moeite met hulle kinders nie, hulle sit maar net hulle op hulle selfone en speel, of hulle is besig met hulle rekenaar games, of hulle sit net in koerant lees, of hulle is heeltyd besig op sosiale media, daar's nie tyd vir hulle kinders nie, hulle is daar, maar hulle is nie engaged in hulle kinders se lewens nie. Yet the decades, sadly, so rarely seem to play well together. As a younger man myself, I have tried to identify how exactly older guys can love, kyk mooi, exhort and invest in younger men around them. So, ons ouer manne moet die jonger manne kan lief hê, ons moet hulle kan bemoedig en aanmoedig, en ons moet in hulle belê vir die toekoms. Men like me, sê hierdie jong man, on behalf of other younger men, with humility and boldness, we plead with our older brothers for 5 things. Number 1, love. Young men are often asking of older men, do you care about me? Do you really care? Ek kan nie vir julle sê hoeveel jong mans sit by my vir berading, wat nooit ooit gehoor het dat hulle pa vir hulle sê, ek is lief vir jou my seun, of ek is trots op jou my seun, en dan is hulle al 40 of 50 of 60 jaar oud. Jy sien, die jonger manne het nodig om by die ouer manne te hoor, ek is lief vir jou. Al is jy net my jonger broer in Christus, ek is lief vir jou as my broer in Christus. Maar ons het nodig om vir die jonger manne te wys, do you care about me? Do you really care? We can watch YouTube videos for advice, wisdom and inspiration for life's complexities. With Christian blogs today, we can access answers to most every life question without even picking up the phone. We should still ask you, but we don't need older men mainly because they are smarter. Jy sien, dit gaan nie daaroor dat jy vir 'n jonger man hoef te probeer wys jy slimmer as hulle nie. Dis nie hoekom hulle jou nodig het nie.
Hulle het nodig dat jy hulle kan lief hê, bemagtig en in hulle belê vir hulle toekoms op 'n goddelike manier. Young men need steady love, a love that shadows the love of the Father. 1 John 2 verse 13 and 14. We need that, and we are on a journey with monsters on the horizon, monsters deep in our own hearts and all around us. Jy sien, jongman het nodig om te hoor, weet jy wat jongman, dit wat jy nou mee struggle daar in jou hart, ek was ook daar. Ek het ook met daai goeders gestruggle. Ek weet hoe werk hierdie goeders. Ek was daar. I got the t-shirt. I burned the t-shirt. Want die Here het my die krag gegee. Die Here het my deurgehelp. Kom ek help jou nou om dieselfde goed mee te kan deel in jou lewe. You, the older man, are not necessarily our dad, but you are a father's friend, a neighbor who is near. Dan haal hy Spreuke 27 vers 10 aan. Who teaches us about reproach, prudence, suffering, adultery, and cursing, Proverbs 27 verse 11 to 14. How to do or avoid all of it. Jy sien, dis wat jy moet kan doen. Jy moet vir hierdie jonger man kan sê, dis hoe jy ophou met die goeders doen. Ek het dit ook gedoen. Ek het ook gevloek. Ek was ook besig met die verkeerde goed. Ek was ook besig met hoerery. Ek het ook oor die tou getrap. Ek het ook pornografie gekyk. Maar deur die Here se krag het ek opgehou. Dis hoe ek opgehou het. Dis wat die Here met my gedoen het. Kom ek help jou om ook klaar te maak daarmee. The king says, do not forsake your father's friend. So, we are here, sê die jong man. At least some of us are. Not forsaking. Maybe annoying, but not forsaking. Want ja, dit is so. Ouer manne, weet jy wat? Sommige kere voel ons dat hierdie jong man wat in my lewe is my eintlik net irriteer. Hy is annoying. Maar weet jy wat soek hy? Hy soek daai liefde. Hy het die liefde van 'n man van God in sy lewe nodig. En ons praat nie hier van seksuele liefde en sulke goeie, ons praat van goddelike agape liefde. 'n Liefde wat weet hoe om 'n ander man op te bou van 'n jong man af, van 'n klein seentjie af, na 'n jong tiener toe, na 'n jong man toe, na 'n jong getroude toe, na 'n ouer man toe. Hoe om daai pad te stap met volharding. Number 2, stories. Young men need to hear everything's going to be okay. Most days we're pretty sure our lives are an utter failure, a disaster zone even. We hear, you're not a man. We need, you are a man. Let's act like it. We hear, you can't beat this. We need, I know that voice. This is how you fight it. Jy sien, jy moet as ouer man vir hom te sê, man, daai wat jy nou in jou kop hoor, is die duiwel wat vir jou lieg. Dis die duiwel vir jou sê, jy kan nie hierdie ding oorwin nie. Ek sê vir jou, jy kan. Kom ek wys vir jou wat sê die Bybel. Kom ek bid saam met jou. Kom ek staan saam met jou. Want Matteus 18 vers 19 sê, waar 2 oor 'n sak saamstem, sal God dit so laat wees. Kom ek bid saam met jou, jong man, en ons stap hierdie pad deur. We hear, she doesn't love you, so life is worthless. We need, this is a season. God knows your needs. Talk to me about it. Ja, weet jy wat? Ek is ook deur 'n liefdesteleurstelling, jong man. Kom ek vertel jou hoe die Here my daardeur gedra het. Wat het ek met my hartseer gedoen? Ek kan vir jou voorbeeld wees. Kom praat met my daaroor. God taught you lessons when you were young. You pray, from my youth you have taught me, and even to old age and grey hairs, O God, do not forsake me, until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Hier haal hy ook dan op Psalm 71 vers 17 en 18 aan wat ek net nou aangehaal het. Now for every grey hair, we want one story of God's faithfulness. One lesson from years of learning God and His world. One, you'll be okay for every silver lock. So daarom moet ek en jy 'n voorbeeld kan wees. Moet ons kan getuig oor wat God in ons verledes vir ons gedoen het. Sodat ek ook kan sê, weet jy wat? Die wysheid kom saam met die tyd en die grysheid kom daarmee saam. Onthou die wysheid van die grysheid. Maar die punt is hier, ek moet vir die jonger manne kan sê, man, ek het so 'n situasie soos jy gehad en dis hoe die Here my gehelp het. Ek het daardie situasie ook gehad en dis hoe die Here my gehelp het. Want die woord sê tog ook immers, Satan is oorwin vanweë die bloed van die lam en die woord van die Heilige se getuienis. So jou getuienis saam met die bloed van Jesus kan 'n jong man help loskom van bekommernisse in sy lewe, van goed wat hom wil vasbind in sy lewe op hierdie stadium. Was there a time when you had that same life experience? Tell us about it. We need to hear, God is faithful in that situation because I've seen it, I have felt it. I don't know what it will look like for you, but He is with you and He is faithful and so am I. Jy sien, dis jy die punt. Jy moet vir die jongman kan sê wat regtig hierdie pad wil stap.
Weet jy, ek was daar, ek het hierdie goed gesien, ek het daar deurgegaan, ek het dit gevoel, ook in my lewe, ek het daai selfde emosies gehad as wat jy nou het, ek het self gesien wat dit aan my finansies gedoen het, maar God het my deurgedra, want God is getrou, en weet jy wat, ek sal daar wees vir jou, ek sal saam met jou die pad stap. Tell relevant, helpful stories. You can't see the end of any young man's story, but you can be a historical anchor for the hope that God is actually involved in this tragic world, in a young man's tragic life. Because sometimes we're not so sure, sê hierdie jong man. Number 3, prayer. It's hard for most Christians to spend time alone with God. For you to take time with the Father, with your Father, there's now your Heavenly Father, to intercede for us, to pray for our good and to ask for wisdom for us, means more than you know. 'n Jong man het nodig om te weet, die ouer manne in hulle lewe sê, ek bid vir jou. En jy sê dit nie net nie, hy moet weet, jy sal vir hom gaan bid. Jy sal gaan intree. Hierdie jong man skryf verder. With all the brokenness between generations today, it would be an unusual and undeserved blessing to take your prayers for granted. So die jonger manne in jou lewe moet weet, as jy vir hulle gesê het, jy gaan vir hulle bid, sal jy vir hulle bid. Al is jy besig om op die pad te ry, al gaan slaap jy die aand, al staan jy die oggend op, bid jy vir hulle. En hulle moet dit as vanselfsprekend kan aanvaar, want jy moet 'n man van jou woord wees. Wat sê, as ek vir jou sê, ek bid vir jou, dan moet jy weet, ek bid vir jou. Daar's nie eens 'n miskien daaroor nie. Number 4, self-security. Don't feel the need to compete with us. We're not your peers. So don't measure yourself against us. En dis ongelukkig wat baie ou manne dit mis. Hulle probeer hulle bes om die jonger manne onder hulle te trap, om hulle te wen, en om met alles in kompetisie te wees, in steede daarvoor om net 'n voorbeeld te wees. Jy hoef nie heeltyd met hulle te kompeteer nie. Jy moet vir hulle 'n voorbeeld wees. Dis hoekom hierdie jong man sê, we're not your peers. So don't measure yourself against us. If we need your more mature fatherly help, chances are we are not getting it from our dads. Most guys who have distant or absent fathers feel like they have been competing with other men their whole life for stats, for affection, approval and acceptance. En dis die punt in die meeste jong manne se lewens. Hulle moet so groot word, en hulle word groot in 'n hele milieu van kompetisie, van hulle moet hulle self heeltyd bewys. Almal is so gedrewe, en ons word groot en ons is gedrewe, en ons moet wys, ons moet die statistieke wat ons moet inbring, jy weet, ek moet produce om liefde te kry by my pa, want as ek nie genoeg doen by die skool nie, gaan ek nie meer liefde by hom kry nie, maar as ek daarom die eerste span rugby al, gaan ek dalk liefde by my pa kry. So weet jy wat die jong manne is moeg daarvoor? Hulle het nie nodig om te kan kompeteer om liefde te kry nie. Hulle hoef nie heeltyd met jou as ouer man te kompeteer om jou wysheid te kry, om jou leiding te kry nie. Wees daar vir hulle. Jy moet weet, jy moet hulle kan lief hê, jy moet aan hulle belê, jy moet hulle bemoedig, en jy gaan dit net kan doen as jy weet wie jy is in Christus. Be a friend in the war of life, a fellow soldier. We need support, friendship and non-competitive camaraderie like that. We need a person to manifest to us face to face God's disinterest in comparative performance. We might just learn how to do it for others through your example. Jy sien, ons kan 'n kameraderie hê onder mekaar, ouer manne en jonger manne. Ons kan lekker met mekaar gaai en ons kan vriendelik wees, maar ons is nie in kompetisie met mekaar nie. En daardeur kan 'n jonger man opkyk na my en sê, "Wow, weet jy wat? My pa was nooit daar vir my nie, maar oom Jan is vir my 'n voorbeeld. Oom Koos is vir my so 'n voorbeeld van 'n man van God. Ek wil dit eendag vir my jong seun in my lewe wees. Ek wil dit eendag vir die ander mense by my werk wees, want hy's altyd vriendelik, hy het altyd 'n bemoedigende woord. Hy takel my nie af nie. Hy dink nie hy's beter as ek omdat hy al seker goeders bereik het en ek het dit nog nie bereik nie." En so meer, en so meer. One of the most practical shapes this takes is in the form of good listening. In listening to a young man talk about himself, you will hear embedded in his words a plea for grace, Psalm 86 verse 6. And you will be more equipped to speak a word fitly spoken, which is like apples of gold in a setting of silver, Proverbs 25 verse 11. So as jy mooi luister na die jong man, al irriteer sy arrogansie jou dalk aanvanklik met so aan, gaan jy tog hoor, daar's 'n hinkering binne in hom.
Hy het nodig om erkenning te kry, maar hy kruip nou weg agter hierdie bravado van hom. Hy kruip weg agter hierdie arrogansie van hom. Hy wil vir almal net wys, want jy sien, hy voel so minderwaardig, want hy moes heeltyd homself bewys van sy kinderdae af. So luister mooi. Vra vir die Here, wat moet jy hoor uit hierdie jongman se mond uit, sodat jy kan hoor, weet jy wat? Hy pleit eintlik by jou om genade. En dan kan jy 'n woord spreek wat soos goue appels is. Op 'n silverbord sê die woord. Goue appels in sy lewe wat vir hom kan sê, "Wow, maar hier's 'n oom wat verstaan. Hier's 'n ouer oom wat verstaan wat my probleem is. Hy was ook daar en hy kan my lei." En dan begin hy klaarmaak met sy arrogansie. Dan begin hy klaarmaak met sy bravado, want nou begin hy 'n man van God word, want hy sien dit by jou, want jy's vir hom die voorbeeld. We also might need help hearing you, because we can be impatient and stubborn and defensive. Dit is so. Jy's as gevolg van die seer wat jonger manne in hulle lewens gekry het, is hulle baie keer ongeduldig, is hulle hardkoppig en is hulle heeltyd op die verdediging en sal hulle jou partykeer ook aanval. So ja, dit vat tyd om so op 'n plek te kom dat hierdie jong man jou ook kan hoor wat jy vir hom regtig probeer sê uit die woord van God. So moenie jy ongeduldig raak nie. Wys jy vir hom dat jy die vrug van die Heilige Gees dra van geduld en selfbeheersing. God models this humility and patience. God's kindness is meant to lead you to repentance, Romans 2 verse 4. God is kind because he doesn't have anything to prove. Jy sien, dis die punt. God is liefdevol en vredelewend en hy's goed en hy's goedhartig. Hoekom? Want hy hoef niks te bewys nie. So as jy, ouer man, ook al by 'n punt in jou lewe gekom het om niks meer te hê om te bewys nie, kan jy ook kind wees. Kan jy ook liefdevol en goedhartig wees teenoor die jonger manne in jou lewe. That security produces amazing results in relationships and in men in general. Number 5, vulnerability. Be patient. We are slow. Don't feel like you need to yell at us. We've been yelled at. Be firm if we need it. We need to be able to ask you anything and get an honest, non-judgmental answer. This includes wisdom for Christian growth in general, in fighting sin. We need to feel we're in this together, not you're such a failure. Jy sien, nie by jong man begin skreeu en sê, ek het jou nou al gesê, en nou lyk dit my jy kry dit nie reg nie, is jy dan nou stupid of wat ook al van, nee, jy sê nie sulke goed nie. Jy sê nie sulke goed nie. Jy sê net van, weet jy wat jong man, ek sien jy sukkel daarmee, kom ons begin, kom ons kyk weer na hierdie vers, kom ons bid weer oor hierdie saak, kom ons bestraf hierdie gees wat jou aanval, kom ek wys vir jou, hoe staan 'n mens en volhard mense in die geloof, kom ek leer jou hoe volharde mense in die gebed, so jy kan met hom ferm wees, ja, maar moenie op hom skreeu nie, en hy moet na jou toe kan kom met enigiets, en nie bekommerd wees dat jy hom gaan judge of veroordeel oor dit wat hy met jou kom deel nie. Hy moet met jou kan oop wees oor enigiets en weet, jy gaan hom reguit kan antwoord volgens die woord van God, wat hom kan help loskom van sy probleme. Most men already feel like failures. Be original and be with us. Is 1 Corinthians 10 verse 13 really true? No temptation has overtaken you that is not common to man. Help us to learn to practice the tension of that verse, that it is common, not weird or stigmatized or something to keep in the dark, and to embrace the call to endure it, which is nearly impossible without community. We need a place, a man, that challenges us to grow, but also makes it safe for us to confess. Kan jy sien wat hierdie jong man sê? Hy sê spesifiek, dat hy moet na jou toe kan kom, met enigiets in sy hart, en sê, weet jy wat, ek sukkel met pornografie, ek sukkel met drank, ek sukkel met drugs, ek sukkel met wat ook al, en dat jy vir hom kan sê, weet jy wat, ek verstaan, ek was ook daar, die Satan het my met dit ook gevang, ek het ook op my tyd pornografie gekyk, ek het ook gesukkel met dop, ek het ook gesukkel met die rook, of wat ook al die geval mag wees, maar jongman, kom ek leer jou, volgens die woord van God, hoe om daarvan los te kom, sodat jy ook in oorwinning kan lewe, soos wat ek die x aantal jare in oorwinning lewe oor dit, sonder dat hy voel, o nee, wat hierdie oom gaan my nou judge, hy gaan my nou weer trap, hy gaan vir my sleg sê, vir my sê, jy weet, ek is nou maar net 'n mislukking, nee, jy kan met hom ferm wees, maar hy het nodig om na jou toe te kan kom, en te kan sê, oom, ek vertrou jou, ek weet, jy gaan nie vir almal vertel wat ek vir jou kon vertel nie, jy hou dit in jou hart, maar jy help my, jy lei my op hierdie pad, jy help my om los te kom van hierdie goeders, daarom kan ek na jou toe kom met enigiets, jy is die enigste ou,
na video kan kom met enigiets wat my ooit pla. En dis die soort man wat die jonger manne soek, 'n ouer man wat hulle kan vertrou. Maar kom ons lees verder wat sê hy hierso. Older men, the younger men in your life need you more than you might know. Ons gee nie altyd erkenning aan hierdie feit nie. Hoekom nie? Want ongelukkig, in die grootste deel van die wêreld daar buite, probeer die ouer manne, die jonger manne uitkompeteer, probeer nog steeds vinniger hardloop as die jonger manne, probeer nog steeds vinniger en verder kanoe as die jonger manne, probeer nog steeds vinniger mountainbike ry as die jonger manne, want hulle probeer die jong manne uitkompeteer, in steede daarvan om 'n voorbeeld te wees van, weet jy wat, as jy ouer word, raak jy meer besadig. Is ek nie meer in kompetisie met almal, want weet jy wat, ek het regtig niks meer om te bewys nie. Ek hoef niks vir jou te bewys nie. Maar jonger man, kom ek leer jou. Wat gaan gebeur? Hoe gaan jy voel as jy daai kompetisie verloor het? Daai verwerping wat jy gaan ervaar by jou vriende oor hierdie situasie of daai situasie, kom ek leer jou hoe om dit te hanteer. So ek gaan nie heeltyd met jou in kompetisie wees nie. Maar ja, weer eens, baie van die ouer manne daar buite probeer meer drink as wat die jonger manne drink. Probeer meer pornografiese en vieslike vuil films kyk as wat die jonger manne kyk, omdat hulle dink hulle daardeur die jonger manne kan beïndruk. Ek het nie so, dit beïndruk hulle nie. Dit beïndruk niemand nie. Inteendeel, jy moet weet, Satan gebruik dit om jou vas te bind, my broer. Dit is tyd dat ek en jy begin opstaan en sê, maar ek het klaar gemaak met daai goed. Satan het nie meer 'n vat op my wat daai goed betref nie. En kom ek leer jou, jongman, hoe het ek losgekom van dit, sodat jy ook kan loskom van dit, sodat God in jou lewe verheerlik kan word. Dis wat die jonger manne nodig het van ons ouer manne. Die jonger manne het my en jou meer nodig as wat jy dink. En ek herhaal, jy's 'n ouer man op 25 vir 'n jong seentjie in jou lewe van 5. Jy's 'n ouer man op 35 vir 'n jong seun van 15 in jou lewe. Jy's 'n ouer man op 45 vir 'n jong man van 20. Jy's 'n ouer man op 55 vir 'n jong man van 35. En so gaan dit aan. Wie is daardie ouer man wat vir die jonger man leiding kan gee? En na wie die jong man kan opkyk en sê, dis waarheen ek wil werk, om ook soos oom Jan, soos oom Koos, soos oom Sarel, die Here te dien, en ook dit in my huwelik toe te pas, en ook dit in my verhouding met my kinders toe te pas, en ook dit in my finansies toe te pas. Dis wat die Here nodig het by ons ouer manne. By nommer 3 kyk ons nou na die vraag, wat beteken mentorskap? Titus 2, vers 1 tot 15 sê, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Dis net wat ons in die vorige hoofstuk ook gesê het, dat die ouer manne moet 'n voorbeeld vir die jonger manne wees. In wat? In hoe om nugter te wees, in hoe om waardig te wees, om ingetoe te wees, hoe om gesond in die geloof te wees, in die liefde, in die lydsaamheid. Maar ons moet hulle kan vermaan, om op dieselfde wyse ingetoe te wees. Maar om dit te kan doen, moet ek my in alles 'n voorbeeld van goeie werke betoon. Ek moet vir hulle kan wys, ek het dit ook oorwin. Ek sê nie een ding en doen 'n ander ding nie. Ek's 'n man van my woord. My ja is my ja en my nee is my nee. Daar's 'n onvervalsheid in die leer wat ek vir hulle verkondig. Maar ek kan hierdie dinge spreek en vermaan en bestraf in alle erns. Want die punt is, hierdie is nie 'n komedie waarmee ons besig is op hierdie aarde nie. Ons is besig met ernstige sake. Ons is besig met ewigheidssake wat vir die Here belangrik is. Mentoring by older men. Hierdie outeur skryf, mentoring isn't just about passing on the how-to based on their life experiences, but rather teaching qualities essential to godliness. Men need to possess the qualities that need to be passed on to younger men. Guys need an example of what it takes, similarly to how younger women
need a model. Net soos wat in Titus 2 vers 3 tot 5 sê die Here ook vir die ouer vroue wat hulle die jonger vroue moet gaan leer. Maar net so met die ouer manne die jonger manne leer. Indien 'n ouer man die tipe voorbeeld vir jonger manne wil wees wat van hom 'n goeie mentor maak, dan moet hy die volgende dinge kan demonstreer in sy eie lewe. Onthou die gesegde wat sê, practice what you preach. Maar daar is so baie mense wat preach, maar hy practice niks van dit nie. En dan kom sê die mense by my, dan sê hulle vir my, Tiaan, maar hierdie ou sê hy's 'n Christen, hierdie ou sê hy's 'n pastoor, hierdie ou sê hy dien die Here, maar kyk net, hy's besig met 'n verhouding met 'n ander vrou, hy's besig om sy geld te mors op dobbel en dis meer. Hoe kan hy vir my 'n voorbeeld wees? So ja, die ouer manne moet hierdie dinge kan demonstreer in sy eie lewe. Punt 1, hy moet nugter en gematig wees, ingetoe ook, né? Net soos wat die ouer vroue, die jonger vroue moet leer om nie aan wyn verslaaf te wees nie, moet die ouer manne self vry wees van verslawings. Hoe kan hy 'n voorbeeld wees van selfbeheersing en oorwinning oor verslawings as hy self gebind is deur alkohol, pornografie, rook of enige ander vorm van verslawing? En ons hanteer hierdie goeders nou op ander DVD's wat ek het oor identifiseer die leuen, praktiese geestelike oorlogvoering, brandewyn het nie brieke nie en dis meer wat jy ook kan kyk as jy meer sou belangstel. Mentorskap vereis tyd gespandeer saam met die ander persoon. Alhoewel ouer mans soms hulle vriende 'n rad voor die oë kan draai, is dit moeiliker om verkeerde karaktereienskappe weg te steek van diegene met wie hy 'n naby pad van mentorskap stap en baie tyd mee spandeer. Punt 2. Hy moet waardig wees. Met ander woorde, respek afdwing deur dit te verdien. En waardig beteken nie, jy moet met 'n suur gesig rondom met 'n Bybel onder jou arms nie. Dis nie wat waardigheid beteken nie. Maar jy moet 'n man van God wees wat respek kan afdwing deur dit te verdien. Vir 'n jong man om deur die lewe van 'n ouer man geïnspireer te wees en bereid te wees om by daardie ouer man te leer, moet daardie ouer man daardie respek waardig wees. Hy moet homself al deur sy lewe as eerbaar bewys het en as 'n man van integriteit. So jy moet weet, ja, jy moet al 'n getuienis hê van wat God vir jou gedoen het in jou lewe. Jy kan nie 3 maande lank 'n pad met die Here stap en sê, "Wow, ek het hierdie wonderlike getuienis. Kyk wat het die Here vir my gedoen vir 3 maande nie." Nee, kom wys vir my, hoe het jy dit die afgelope 3 jaar, 13 jaar, 23 jaar gestap? Dis 'n getuienis. Punt 3. Hy moet selfbeheersing aan die dag kan lê. Jong manne word maklik deur impulsiewe optredes beheer, het sy seksueel of andersins. Om dus selfbeheersing te kan leer van iemand wat self al geleer het om daardie impulsiewe optredes in die lewe te beheer, beteken baie meer as preke wat op jong manne gerig is of boeke wat hy oor die onderwerp sou kon lees. Jy sien, as hy sommer net in jou kantoor kan instap en sê, "Oom, ek sukkel met hierdie ding oor pornografie. Hoekom hou hierdie gedagtes aan in my kop en kom?" En jy sê vir hom, "Kom ek wys vir jou wat sê die Bybel." Dis nie jy wat die gedagte vir jou gee nie, dis Satan wat die gedagte vir jou gee. Weerstaan dit. En dan gaan jy sien, dit beteken vir hom baie meer as enige preke waarna hy kan luister. So hy moet leer om selfbeheersing in die dag te kan lê deur by jou te leer hoe jy dit gedoen het. Punt 4. Die ouer man moet gesond wees in geloof, liefde en lydsaamheid. Ten einde 'n jong man te help om sy vleeslike begeertes te oorkom, is iets meer nodig as net 'n lysie moets en moenies. Hy het nodig om 'n nalatenskap te sien van geloof, liefde en lydsaamheid, wat 'n groter motivering sal gee om ook selfbeheersing toe te pas. Ons sê altyd vir die mense, jy moet een ding onthou, jy maak nie kinders in 'n huis groot nie, jy maak 'n toekomstige man en 'n vrou in 'n huwelik groot. En kinders leer nie met hulle ore nie, kinders leer met hulle oë. So dit wat hulle by jou sien, is dit wat hulle ook in hulle lewe gaan doen. Daarom moet die ouer manne 'n voorbeeld wees, moet die jonger manne in ons lewens na ons kan kyk en sien, ons is konstant in dit wat ons doen, ons is gesond in ons geloof, in ons liefde en in ons lydsaamheid. Die ouer man het 'n rede nodig om self te volhard. 'n Baie belangrike kwalifikasie waaroor 'n ouer mentor dus moet beskik, is dat hy self op soliede grond staan oor wat presies hy glo en waarin hy sy vertroue plaas. Hy moet beweeg en gemotiveer word deur ware agape liefde
en hy moet konstant wees daarin. Hierdie is 'n baie belangrike punt. Hy moet gemotiveer word deur die ware goddelike agape liefde en hy moet konstant wees daarin. Hy moet nie soos 'n golf wees wat rondgewaai word, dan die kant toe, dan daai kant toe nie. Hy staan waarvoor hy staan en hy staan op die woord van God. Daarom lees ons in Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster. So slyp die een mens die persoon van die ander. Indien die mentor in staat wil wees om werklik die jonger man te slyp, gaan hy self sekere kwaliteite benodig en moet hy self 'n geestelike yster wees. Want dis jou probleem, dat baie van die ouer manne is nie geestelike ysters nie, want hulle weet self nie eens waarvoor hulle staan nie. Daarom, wat dan nou gebeur is, die oomblik as die jongman vir hom sekere vrae vra wat hy nie kan antwoord nie, raak hy of afbreekend teenoor die jongman, of hy probeer met hom kompeteer, of hy probeer hom sleg sê, of wat ook al, want hy weet nie om die jongman te antwoord nie. Maar as jy self 'n geestelike yster is, as jy self sekere kwaliteite het, wat daai jongman wil hê, dan kan jy dit oordra na hom toe en vir hom sê, dis hoe ek het gekry het, dis hoe ek het gedoen het volgens die woord van God. Hier is 'n interessante getuienis wat ek op die internet gekry het oor olifante. When elephants overcrowded South Africa's Kruger National Park, the government authorized killing adult elephants and relocating their children to other parks. As the orphaned male elephants became teenagers, they were clueless about what normal behavior looked like. When their testosterone levels spiked, the orphaned males turned aggressive. In one park, they savagely killed 36 rhinos. Sien, hulle het nie 'n voorbeeld gehad van 'n ouer bul in hulle lewe oor hoe hulle moet optree nie, en hulle het net aggressief geraak en werklik 36 renosters doodgemaak. A park ranger watched as one elephant knocked over a rhino, trampled it, then drove a tusk through its chest. The situation was out of control. Then rangers brought 6 adult bull elephants into one of the parks. They mentored the younger bulls to see what normal behavior looked like. No more rhinos were killed after the bigger bulls arrived. Genade my broer. Weet jy wat is my interessant? Hierdie God wat ek en jy dien, die skepper van hemel en aarde, wat mens en dier geskaap het ons almal geskape, dat die jonger manne, die ouer manne in hulle lewens nodig het. Selfs in die diereryk. Hier het ons nou 'n baie goeie voorbeeld. Toe daai jonger olifante nie ouer olifantbulle gehad het om hulle te lei en hoe doen hulle dit nie, het hulle net mal gegaan. Het hulle net aggressief geraak, almal rondom hulle doodgemaak. Hoekom dink jy gebeur dit daar buite in die menslike ook? Jonger manne wat net aggressief raak en net heeltyd wil doodmaak en net allerlei goeders doen, want daar's nie 'n pa of 'n ouer man wat hom geleer lei het oor wat is die regte besluite om te maak, hoe weerstaan jy die aanslag, hoe weerstaan jy die versoekinge. Daar was nie so iemand in sy lewe nie. En dit is nogal interessant. Jare terug het iemand vir my 'n e-pos gestuur uit Amerika uit, dat hulle daar in Amerika een keer tydens Moedersdag het hulle maak die mense wat nou al die verjaarsdagkaartjies en die Moedersdagkaartjies en die Vadersdagkaartjies en die goeders druk, het hulle besluit hulle gaan 'n bemarkingsstrategie beoefen met die een Moedersdag, die een betrokke jaar. Hulle gaan na een van die groot tronke toe in Amerika, 'n manstronk, en hulle vat 'n klomp Moedersdagkaartjies saam. En hulle sê vir die manne, luister, hier's vir julle gratis Moedersdagkaartjies. As enigiemand van julle 'n kaartjie vir julle moeders wil stuur, ons sal sorg dat dit by julle moeders uitkom, kom vat vir julle kaartjies. Hulle sê hulle moes ekstra bokste inry. Hulle het nie genoeg kaartjies gehad vir al die mans wat vir hulle moeders almal 'n kaartjie wou stuur nie. En hulle dogte, wow, dis 'n wonderlike gedagte. Dis nou 'n groot bemarkingsstrategie hierdie. En hulle besluit hulle gaan dit met Vadersdag ook weer doen. En toe Vadersdag kom, doen hulle ekstra bokse Vadersdag kaartjies en wat gebeur? Hulle sê vir die manne in die tronk, kom half julle, as julle vir julle vaders wil Vadersdag kaartjies stuur, gratis, ons sal sorg dat hulle by julle vaders uitkom. Nie een nie. Nie 'n enkele een het 'n Vadersdag kaartjie kom haal om vir sy pa te stuur nie. Hoekom nie? Want ja, die vaders is nie daar nie. So die jong manne raak aggressief. Die jong manne raak kwaad. Die jong manne hardloop die wêreld vol en trap almal rondom hulle stikkend, trap hulle huwelike stikkend, trap hulle kinders stikkend, trap hulle besighede stikkend. Hoekom? Want hulle het nie ouer manne in hulle lewens gehad om hulle te lei
en hulle te leer wat die woord van God sê, ons het moet doen. En jy weet, dit is interessant. Die wêreld probeer sy bes om die Bybel te ontken. Die wêreld probeer sy bes om God te ontken. En of die wêreld dit wil weet of nie, hulle gaan voor God se troon staan. En God gaan vir elkeen van hulle vra, maar ek het dan vir julle my boek gegee. Hoekom het julle dit ontken? Hoekom het julle my ontken in julle huwelike, in julle besighede, in wat ook al die geval mag wees? En hulle gaan vir God moet antwoord, of hulle dit wil glo of nie. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Hierdie God van hierdie Bybel bestaan. En daarom kan ek in sy genade 'n voorbeeld wees vir ander jong manne in my lewe, soos wat hy my lei, om hulle te kan lei. Want ek kan dit nie doen in my krag nie. Maar gelukkig sê die Bybel in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. En ek bid werklik, dat hierdie boodskap in jou hart sal val, my broer, sodat jy ook kan sê, ja, ek wil so 'n ouer man wees. Here, help my. Here, begin by my. Here, leer my van intimiteit met U. Here, gee my 'n honger na U woord, dat ek hom self sal begin bestudeer en sal uitleef daar buite om vir ander 'n voorbeeld te wees tot eer van die Here. By punt 4 sluit ons nou af met dit vat 'n man. It takes a man to teach a man how to be a man. Want dit is tog interessant as jy kyk in die sosiale media en op televisie deesdae, hoe hulle alles probeer as transgender voorhou, dat kinders nou kan kies of hy 'n man of 'n vrou gaan wees, al dan nie. Nee, kinders kan dit nie kies nie. Jy word gebore as 'n man of jy word gebore as 'n vrou. Dis hoe God dit bepaal het. But it takes a man to teach a man how to be a man. Hierdie skrywer sê, a man told me he was converted at age 12, but it wasn't until he turned 20 that a man came alongside him and showed him how to walk the Christian life. That's mentoring in a nutshell. God has given us a solution to bring young men to maturity. It's for mature men to take younger men under their wings and show them how to walk the Christian life. Jy sien, dis die hele punt nog al die tyd. Jy moet hom help om te groei tot volwassenheid, deur vir hom te wys hoe stap jy hierdie pad. Nie net te praat nie, maar om ook te kan practice wat jy preach. A mentor is a wise and trusted counselor or teacher. Christian mentoring, however, is uniquely centered on the Word of God. Kyk nou mooi, wanneer jy 'n Christen mentor, 'n Christen ouer broer vir jonger manne in jou lewe wil wees, sal dit gesentreer wees op die Woord van God. Jy gaan nie jou eie opinies vir hulle gee nie. Jy gaan nie sielkundige opinies vir hulle gee nie. Jy gaan nie boeddhistiese goeders aanhaal vir hulle nie. Jy gaan dit alles vasmaak aan die Woord van God alleen. Jesus said, some men hear the word, but it gets choked out by life's worries, riches, and pleasures. As a result, those men never grow to maturity. But other men hear the word, obey it, persevere, and produce a big harvest. Luke 8 verse 14 and 15. So jy kan kies watter een jy wil wees. Om die jong manne te leer om 'n groot oes te gaan lewe, 30voudig, 60voudig of 100voudig daar buite, of om ook maar net saam met die wêreld te gaan, want dis ongelukkig soos ek reeds gesê het. Baie van die ouer manne probeer hulle bes om net soos die wêreld te wees, in steede daarvan om uit te staan en anders te wees as die wêreld. Now number 1, mentoring is the intergenerational transfer of spiritual wealth. Kyk mooi wat skryf hierdie skrywer. Mentoring is die intergenerasionele oordrag van geestelike rykdom. So om tussen die generasies geestelike rykdom oor te dra. Jongman, weet jy wat? Ek het 'n klomp geestelike rykdom wat ek aan jou kan oordra. Maar ons gaan 'n pad van mentorskap moet stap met mekaar. Ek gaan vir jou 'n ou boet wees in die geloof en in die gees, en ek gaan vir jou wys hoe jy hier moet kan dit hanteer en daar dit hanteer en dis meer, want dit is waaroor mentoring gaan. Psalm 78 talks about passing down stories from generation to generation, telling the next generation about the glorious deeds of God and teaching the commands of God to our children, and they in turn to their children. The gospel applies to everything: how to treat people,
conduct your business and honor Christ. Jy moet 'n jong man kan leer om alles in die Bybel te kan sy eie maak. Hoe om teenoor ander mense op te tree. Hoe om sy besigheid te bedryf, wat om met sy finansies te doen, hoe moet hy Christus erken en eer in sy huwelik, in sy verhouding met sy kinders, en dies meer, en dies meer. Jy moet alles met hom kan bespreek en vir hom kan leer, omdat jy vir hom die voorbeeld is van hoe jy dit doen, in jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, in jou finansies, in jou besigheid. Number 2. The principal method of mentoring is fathering. Sien, dit is die hoofmetode van mentorskap, is om 'n vader in aanhalingstekens, ek herhaal weer, jy kan nie 'n geestelike vader vir iemand wees nie, maar jy moet soos 'n vader vir hom wees, 'n ouer man, wat vir hom 'n rolmodel is. Let's keep it real. No one else cares about your family like you do. You have to be strong, and you have to set boundaries. No one else can or should take responsibility to mentor your children. That one's on you. Your most important small group, prayer group, fellowship group, discipleship group and ministry is your family. En dis wat jy moet weet. Dit begin eerste by jou gesin. Maar omdat die meeste manne dit nie gedoen het nie, hulle dit nie vir hulle gesinne gedoen het, hulle nie daar was vir hulle gesinne nie, het jonger manne nodig om ook na ander ouer manne te gaan luister, want pa was nie daar nie. So, jong man, jy, wat nou so pas met 'n gesin begin het, jy's 'n ouer man vir daai seentjie van jou wat nou 2 jaar oud is. En hy is deel van jou prayer groep, hy is deel van jou fellowship groep, hy is deel van jou discipleship groep, en jy moet dit vir hom kan leer, en saam met jou vrou, en saam met jou ander kinders, moet jy die voorbeeld kan wees in jou huis. Until you get this right, you really shouldn't be doing ministry anywhere else. Resist the temptation to give the best years of your life to people who really don't care about you as a person, at the expense of those who do care about you. Look around the next time you're at a funeral and see who's crying and who is glancing at their watches. So dis jy is die hele punt. Jou familie, jou gesin is jou eerste prioriteit, my broer. En dis hoekom is interessant, Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou in my en jou persoonlike lewe is Jerusalem jou eie huis. So wanneer jy die krag van die Heilige Gees ontvang, my broer, moet jy eers 'n getuie vir God wees. En dit wat die Here vir jou gedoen het in jou eie huis. Jou eie vrou en jou eie kinders moet sien, pappa het verander. Pappa is nie meer dieselfde as wat hy was nie. Dan Judea, jou eie dorp. Dan moet jou ou drinke broer sien, nee, ek sê nie meer saam met hulle nie. Ek vertel nie meer dieselfde vuile grappe saam met hulle nie. Ek is nou anders, want ek het die vreugde van die Here in my. Ek word nie ou suurknol nie. Nee, ek het die vreugde. The joy of the Lord is my strength. So, almal in my dorp moet dit begin raak sien. Dan Samaria, jou land. Dan moet jou niggie daar onder in Kaapstad en jou neefie daarbo in Messina moet sien, o, jy's hierdie ou neef van my het verander. Hy's nie meer dieselfde nie. Maar weet jy wat gaan gebeur? Hulle gaan jou spot. Hulle gaan jou sleg sê. Hulle gaan jou aftaak, hulle gaan jou vloek en dan sê, weet jy wat? Ek seën julle, want ek weet wat die Here van my verwag. En dan kan die Here jou stuur tot in die uiterstes van die aarde. Maar ongelukkig kry ek baie keer dat 'n man, hy gee sy hart vir die Here en voordat sy vrou en sy kinders nog uitvind dat pa het verander, doen hy al sendingwerk in Rusland. Dis die verkeerde sequence. Die volgorde is Jerusalem, jou eie huis. Dan Judea, jou eie dorp. Dan Samaria, jou eie land. En dan kan die Here jou stuur tot aan die uithoeke van die aarde. So moenie daai sequence omdraai nie. Begin by jou eie huis, my broer. Begin by jou eie kinders, want jy's 'n ouer man vir die jonger manne, vir die jonger mense, in die geloof en fisies in jou lewe ook, in jou eie gesin. Maar kom ons lees verder. Number 3. What if there was no dad in the picture? If you mentor a young man today, there is a good chance his dad wasn't there to mentor him. That can be devastating. Even the practical things can be missing. For example, my one friend told me that in his urban ministry, young men learn to urinate sitting down. Want hulle het dit by hulle maas gesien. Hulle het gesien, dis hoe vrouens dit doen. Daar was net deeltyd vrouens in hulle lewens. So hulle het nooit by 'n man eers geleer, hoe gaan doen jy jou ding as 'n man, wanneer jy in die toilet ingaan nie. Fatherlessness is all the more reason we need to mentor younger men.
God is a father to the fatherless, Psalm 68 verse 5. But he does that by ordaining men to invest in younger men. Deur vir hom 'n mentor te word. Nou hier is 'n ding wat ek jare terug al gekry het, is Dr. Willie Olivier wat in die Pinkster Boodskapper geskryf het van September 2004, die gevolge van huise sonder vaders. 63% van jeug wat selfmoord pleeg, dis op daardie stadium, dis 15 jaar terug, kom uit vaderlose huise uit. 90% van alle hawelose kinders kom uit vaderlose huise uit. 85% van kinders met gedragswanordes kom uit vaderlose huise uit. 80% van alle verkragters kom uit vaderlose huise uit. 71% van hoërskooluitsakkers kom uit vaderlose huise uit. 75% van alle jeugdige chemikalieverbruikers kom uit vaderlose huise uit. 70% van alle jeugmisdadigers kom uit vaderlose huise uit. En 85% van alle jeugdiges in tronke kom uit vaderlose huise uit. En soos ek reeds gesê het, 'n vaderlose huis beteken nie 'n huis waar daar nie 'n vader is nie. In sommige huise is daar fisiese vader. Hy is in die huis, maar hy is nie betrokke nie. Hy help nie met die kinders se dissipline nie. Hy sê niks as die kinders sy vrou sleg sê of op hulle ma skel of hulle ma vloek of selfs aan haar stamp of slaan nie. Hy sê net niks. So daai kind word groot in 'n vaderlose huis. Hy het nie 'n vader wat vir hom 'n voorbeeld is nie. En dan val hy onder een van hierdie 8 punte wat Dr. Olivier hierso geskryf het in hierdie navorsing wat hy gedoen het. Number 4. Young men need other mentors in addition to their fathers. Every man needs someone beside their dad to speak into his life. Sometimes a little, sometimes a lot. My first discipler, Jim Gillian, saw something in me that I didn't see in myself. He allowed me to be part of his small group. What really got me was that he believed in me more than I believed in myself. He spoke words of encouragement that I'd never heard before. That released something inside me. He gave me a vision to become the man God created me to be. That released the power to become a man I didn't even know was there. En dis wat jy kan doen vir 'n jonger man in jou lewe. Number 5. Mentoring is very situational. I can't mentor men by teaching them in a large Bible study. I can teach them truth and principles, but they need situational guidance. Met ander woorde, in die oomblik, in die situasie, moet jy daar kan wees vir hierdie man met wie jy die pad stap. Such as when a young man is trying to figure out why his wife thinks he's neglecting her, or whether to walk away from a home mortgage that's twice as much as the home is worth, or why he keeps repeating the same sins. So hy moet na jou toe kan kom in sy situasie en sê, ek het leiding nodig, moet ek hierdie verband vat of nie? En hoekom sê ek moet nie hierdie verband vat nie? Wat kan die gevolge wees? Dan kan jy vir hom sê, weet jy wat, ek het dieselfde fout gemaak. Dit het met my gebeur en as gevolg van dit het ek dat verloor. Maar kom ek wys hoe die Here my uitgehaal. Kom ons bid nou, ons vra vir die Here vir wysheid dat jy die regte besluit sal neem. Of hy kom vra vir jou, maar hoekom hou ek aan om hierdie goed oor en oor en oor verkeerd te doen? Dan kan jy vir hom sê, man, dis hoe dit werk. Dis hoe die vyand gedagtes in jou kop insit. Dis hoe die Here my gelei het om daardie sondes nie meer te kan herhaal in my lewe nie. Kom ek help jou ook, jongman. Maar jy sien jy moet in sy situasie wees. Jy moet daar wees as hy gehelp wil word om hom te help. Number 6. Disciples cannot be mass-produced. You can teach up to 12 men in a small group. Jesus gave us that model. But you can't mentor, in other words, act as a wise and trusted counselor, 12 men together. Very small groups can work. Think Peter, James, and John. But mentoring works best when it's one-on-one. Why? Think about how abruptly any one-on-one conversation you've ever had changed when a third person pulled up a chair. The smaller, the deeper. Number 7. It takes a long time to make a disciple. When I ask men, after you became a Christian, how many years did it take you to really do business with God? The answers are almost always a decade or more. God doesn't make 90-day wonders. For this reason, most younger men will need many mentors over many years. So ons moet weet, jy gaan tyd moet spandeer met so 'n jong man wat gehelp wil word.
Jy gaan met hom 'n pad moet stap, en daarom gaan jy ook weet, jy gaan met 'n jong man 'n pad stap vir 'n paar jare, en dan sterf jy dalk, dan gaan hy weer 'n pad stap met 'n ander man in sy lewe, en dan gaan daardie man dalk sterf, maar oor jare sal die Here hierdie ouer manne oor die jonger manne se paaie bring. Maar die punt is, waar is jy, ouer man? Is jy al daar om vir die jonger manne in jou lewe 'n voorbeeld te kan wees? En as jy vir my sê, Tiaan, ek is nog nie daar nie, begin dan. Begin jou eie Bybel lees. Vra vir die Here om ouer manne in die gees op jou pad te stuur, wat jou kan mentor, sodat jy dan weer die jonger manne op jou pad kan begin mentor, soos wat die Here dit oor jou pad bring. Maar weet net, dis nie iets wat in 90 dae gebeur nie. Daar's nie vinnige towerstaf jy moet hierdie goed nie. Jy moet jou eie Bybel lees, jy moet dit self begin toepas, en jy moet die jonger manne doen om dieselfde te kan doen, sodat hy dan weer die jonger manne in sy lewe kan leer om dit te gaan toepas oor jare. Ter afsluiting, ouer manne in die kerk van Christus moet weet waarin hulle glo. Hulle moet manne van oortuiging wees. Manne wat staan vir iets. Wat nie sommer net val die eerste keer as jy vir hom sê boe nie. Die ouer manne moet nie net op die Here vertrou vir hulle redding en daaglikse voorsiening nie, maar moet ook kennis dra van al die basiese beginsels van die Christen geloof. Hulle moet ten minste iets weet van die grootheid, almag en majesteit van God, die wonder van verlossing deur die geloof in Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Sommige ouer mans begin ongelukkig oor tyd saam met die lewensstroom gaan en gee maklik in, soos ek voorheen reeds gesê het. Hulle bly eerder weg van soliede leringe rondom Bybelse doktrines en begin aanpas by sieninge wat die ore streel. Sien wat hulle soek vir hulle leraars volgens hulle eie begeerlikhede, sê 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4. Ouer manne moet egter vas staan in die geloof en nie bang wees om te staan vir soliede Bybelse waarhede nie. En die jonger manne het nodig om dit te sien, hoe die ouer manne dit doen, om sodoende die begeerte te ontwikkel om dieselfde te gaan doen. En dis waaroor dit gaan. Jong manne, kyk na jou. Hy sien, jy sê jy's 'n Christen, maar tree jy soos Christus op? Hoor jy sê daar so as jy om die tafel sit, dat jy sê, die Here het jou gehelp met jou finansies en so aan, maar dan sien hy ook, jy dobbel en jy speel lotto en so aan, so hy kyk na jou en hy sê, nee, wat ek kan jou nie vertrou nie. En ek het hierdie getuienis gekry, ek het iewers te bedien, en ek het met 'n jong man gepraat, onder andere saam met hom gebid, en na die tyd, toe kry ek hierdie boodskap van sy vrou, wat my nogal baie net geseën het, en ek het net vir die Here dankie gesê, dat hy ook bereid is om, selfs vir my, vir Tiaan Gilnes te gebruik, om ander jong manne se lewens aan te raak, tot so 'n mate, dat hulle vrouens dit kan raak sien. Sy het vir my geskryf, dankie dat oom so gehoorsaam is aan God. Dit change soveel lewens. Ons lewens is absoluut geraak. Die voorbeeld wat oom is vir jongmans soos my man is amazing. Dat mans kan sien, om God lief te hê, is eintlik hoe dit moet wees. En hierdie het my regtig so gestig toe sy hierdie boodskap stuur, en ek het net besef, maar dis presies hierdie, wat die Here in my hart geplaas het, om vir die jonger manne 'n voorbeeld te wees, maar dat hulle ook kan sien, maar ek doen dit volhardend. Ek sê nie een ding en doen 'n ander ding nie, en ek prys die Here hiervoor. Die Here kry al die eer vir hierdie getuienis. En dan kom ons lees weer wat sê Psalm 78 vers 3 tot 6, want dit is nou al meer as een keer aangehaal in hierdie lesing. Hier staan, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here, en sy mag, en sy wonders wat hy gedoen het, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Kan jy sien, dis 'n ding wat net aangaan en aangaan en aangaan, oor jare en jare en jare. Vertel vir die volgende geslag, jong mense, wat het die Here vir jou gedoen? Wys vir hulle, wat het die Here in jou lewe gedoen, sodat hulle dit weer vir hulle in hulle lewens kan begin toepas, hulle eie getuienisse daaroor opbou, en dit weer aan die jonger manne en die jonger geslag in hulle lewens kan vertel. Die roemryke dade van die Here in jou persoonlike lewe, sy mag en sy wonders wat hy vir jou gedoen het, in jou huwelik, in jou finansies, in jou gesondheid, of wat ook al die geval mag wees, sodat die volgende geslag dit kan weet, en dat hulle dit weer kan opslaan en dit weer aan hulle kinders gaan vertel. Want ek lees in Handelinge 4 vers 20, dat die disippels gesê het, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien
en gehoor het nie. En as jy ook hierdie pad werklik met die Here stap, van intimiteit met God, en begin sien wat hy in jou lewe doen, begin sien wat hy in jou huwelik doen, begin sien wat hy in jou finansies doen, weet jy wat, my broer, dis vir jou onmoontlik om nie daaroor te praat nie, want dit borrel uit jou uit. As 'n liedjie wat ons ook mos altyd sing van dit borrel in my, dit borrel in my. En dis daai ding. Want dit wat met my gebeur het, wat ek gesien het, wat ek gehoor het, vandat ek 'n pad met die Here stap, dis vir my onmoontlik om nie daaroor te spreek nie. En jy gaan sien, is dieselfde met jou. Wanneer jy werklik God jou eerste en jou alles maak, wanneer hy jou eerste in jou alles is, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou verhouding met jou kinders, in jou finansies, in jou verhouding met jou werksmense, gaan jy sien, hy gaan goed vir jou begin doen. Jy gaan hoor wat hy vir jou begin sê uit sy woord uit, en dit gaan vir jou ook onmoontlik wees om nie te spreek oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. En dan lees ek in 1 Korintiërs 11 vers 1 dat Paulus 'n interessante ding. Hy sê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Nou ongelukkig is daar nou baie ons wat in hierdie vers en weer vat en hom verdraai en sê, ja, Paulus sê ons moet hom volg en nie vir Christus nie. Dit is nie wat hier staan nie. Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Met ander woorde, Paulus se voorbeeld is Jesus Christus. Hy pas toe wat hy by Jesus geleer het, en dan sê hy vir die ander na hom, nou kom volg my, kom doen wat ek doen, want jy sien, dit wat ek doen, is dit wat Christus my geleer het om te doen. Ek het by Christus gesien en geleer uit sy woord uit. En dit wat hy vir my deur sy Heilige Gees gesê het ek geleer wat om te doen. So kom volg my, doen dit wat ek doen, want as jy doen wat ek doen, gaan jy doen wat Christus wil hê ons moet doen, want ek is 'n navolger van Christus. So wees my navolger, soos ek het ook van Christus is. So jy moet vir die jonger manne in jou lewe ook kan sê, weet jy wat, ek bestudeer my woord, ek lees wat die Here van my verwag, en ek doen dit. So jong man, kom wees my navolger, soos ek ook 'n navolger van Christus is. En dan sien jy wat begin in jou lewe gebeur. En ook in die jong manne om jou se lewens. Want onthou ons het 'n Engelse gesegde wat sê, an argument can never beat an experience. So, as jy lewensondervindinge het, ouer man, geestelike lewensondervindinge ook, oor wat die woord van God sê. Jy het al gesien hoekom die Here vir jou deur in jou huwelik. Jy het al gesien hoekom die Here vir jou deur in jou finansies, in jou verhouding met jou kinders, in jou gesondheid, of wat ook al die geval mag wees, of in hoe jy volhard het oor jare, oor sekere goeders, en hoe die Here uiteindelik jou gebed beantwoord het. Jy het dit gesien, so raai wat gebeur. Jy het lewensondervindinge. Nou kom ander mense en sê vir jou, ag man, ek glo nie die goed nie. Ek sê vir jou, dit werk so en so en so. Dan sê ek, weet jy wat? Your argument can never beat my experience. My experience blows away your argument. So ek is nie meer bekommerd oor mense se argumente nie, because an argument can never beat an experience. Maar as ek lewensondervindinge met die lewende God het, kan ek dit met die jonger manne daar buite gaan deel. Die jonger manne in my lewe, die jonger manne by my werk, in my huis, die jonger manne in my familie, in my vriendekring, wat ook al die geval mag wees, die jonger manne wat die Here op my pad stuur, sodat ek aan hulle kan vertel en hulle weer die jonger manne onder hulle kan gaan vertel, en hierdie sirkel hou net aan en aan en aan. En dis waaroor dit gaan. Ek wil net voordat ek afsluit, vir jou 'n klein videoetjie speel wat iemand my gestuur het van Pastor Vlad, hy's 'n Russiese pastoor, wat hy praat oor men and boys. En kyk maar net die videoetjie en dan besluit jy self of jy 'n man is, en of jy nog 'n seentjie is, of jy soos 'n seun wil optree en of jy soos 'n man wil optree. Want dit is 'n keuse wat die Here vir jou gee. Want as jy kies om soos 'n man op te tree, moet jy die seentjies in jou lewe gaan leer hoe om manne van God te gaan word. Kom ons kyk na die video. So the first stage, I want us to write this down, is the development of men. The first stage is we are born male. We are born male. You might say, well, it's obvious. Not no more. We live in a generation where you can choose whether you're male or not. And I want to be respectful to people who may be struggling with that and have actually confusion in their mind and maybe fighting and hurting inside and not sure about their identity and their gender and everything. And I don't want to throw these general slogans that people like to do behind the pulpit and not actually knowing people who struggle with that. But the Word of God tells us that God made them male and female, which means that being a male is not your decision. It's your discovery. You don't decide to be a male. You only discover that you are one. You may say, how do we discover that?
You go into the restroom and you discover. So you are born a male. That's very important. Number 2 is you become a boy after that. A boy is a selfish kid. A boy, you may say, what is the difference between a boy and a man? Well, we're going to see right now. A boy is someone who is passive. A man is assertive. A boy lives for a moment, typically for the weekend. A man plans for the future. A boy looks for a girlfriend. Man looks for a wife. A boy loves to speak. Man acts. A boy is possessive and controlling. A man is protective. A boy plays games. A man shoulders responsibility. A boy tells others he's a man. A man quietly lives it. A boy makes excuses. Man makes progress. A boy makes demands. A man serves other people. A boy lies and cheats and deceives, but a man tells the truth. His word is his bond. Even if it hurts him, even if it embarrasses him, even if it makes him feel bad, a man knows one thing. His value and worth is never determined by his gifts. It's not determined by his talent. His money is determined by his integrity. And your integrity is as good as your honesty. When you are a boy, people are fed up with you. When you are a man, people are fed by you. A boy is somebody who lives in the flesh, is guided by the flesh. You can be 24 and be a boy. You can be 40 and be a boy. Or you can be 12 and be a boy. But there's one characteristic about boys, is people that are close to them, that know them. Not those that see them on Instagram and Facebook and see them from a distance. But people that know them typically are fed up with them. They're fed up with their lies. They're fed up with them playing games. They're fed up with them not being consistent. They're fed up with their laziness. They're fed up with their addiction to the remote control. They're fed up with them being on their phone. They're fed up with them not reading the Bible, not praying. They're fed up with them not following God, not leading the family. They're always fed up. But a man, a real man, he is led by the Spirit of God, which means that he develops a fruit of the Spirit. What does the fruit does? Feeds other people. Now this man may impress the world, but his family is fed by him. A boy impresses the world, but he can never impress his family, because see, your family is not impressed by your games. People that know you, close friends, they're not impressed by your skills or your gifts. They're only fed by your character or fed up by lack of it. Interessant, nee? Wel, jy maak nou die keuse. Maar dit begin altyd met 'n intieme persoonlike verhouding met die Skepper van hemel en aarde. Want mense, ons dien nie 'n dooie God nie. In Openbaring 1 vers 17 en 18 sê Jesus: Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in al ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. So kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie Here dat U dit vir ons moontlik maak om navolgers van Christus te wees, en dan ook vir ander jonger manne te kan sê, volg my na soos wat ek Christus navolg. En ek wil vra Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Dat die manne wat kyk en gekyk het na hierdie DVD nou, sal besluit om te sê, Here, begin by my. Leer my, gee my 'n honger na U woord. Wees intiem persoonlik betrokke in my lewe en leer my om 'n ouer man vir 'n jonger man in my lewe te gaan wees, sodat die jonger manne kan opstaan om weer die jonger manne in hulle lewens te gaan leer, sodat ons almal kan vertel wat is die roemryke dade van God in ons persoonlike lewens en U daardeur verheerlik kan word. En ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.